Baie dankie. Ek weet man, ek het dit altyd gedoen, maar dan wil die mense aftree, weet die ou dominees.
Baie dankie vir daardie oproep. Geliefdes, as ek iets daaroor kan sê is ons kan nogal, of kom ek sê eers, dit is lekker om te sien nie so baie mense. Elke keer as ek hier kom is julle voller, so wat ook al julle doen, ek hoor is die koekies, ek weet is die koekies, man, ek weet is die koekies en goeds heerlik. Wat is dit nou bytjie? Jy moet nou rustig. Maar as julle hoor ek so optaaf hoor, dan het die by toe nou by my uitgekom, maar in elk geval ek sal nie doodgaan nie. Die kerk in vandag se lewe het weer nodig om die moed te hê wat kerke in die antieke tyd gehad het, en dit was om by die belaatses uit te kom, né? Ons het soveel tyd om allerhande ander goed oor te moan en te beskinder en te whatever, maar ons kom nie by die melaatses uit nie. Nee, en dan is ons nou ernstig oor, ons is nou besig met kerk. Maar eintlik het ons maar net gepraat oor hoe die dominee gesak het Sondag en so aan. Daai tipe goed wys weer dat die koninkryk die manier van bestaan is. So, wel dan dat julle dit het, en mag dit vir julle tot ongelooflike stuk getuienis wees, maar ook verryking, die van julle wat daarvan deel is. Maar kom ek sê verder, wat gebeur, julle is aan die gang, die wikkelwurms, klink vir my, dit is die beste plek om nou te wees, maar julle mag gaan. Julle mag gaan, want dit is, jy weet, op sy beste hier tussen al die ou mense, jy gaan sien hoe slaap hulle, ons wil hulle beskerm teen daai beeld. Julle gaan die ouers ook bietjie rustig maak. Wat is dit by? Daar sy. Dis min dat mense kans kry om te escape. Jy moet nou, ja. Go, jy mag. As jy 'n gap kry, my seun, jy gaan groot word, mag jy nie meer nie, go. Is daar nog iemand wat wonder of hulle na ouderdomskategorie val? Wat gaan? Okay. So vir die van julle wat moet sit en luister, Woensdag is daar Bybelstudie 10:00 en dit is deel van wat dit vat om op die ou einde van die dag so voorberei te word, né, dat jy genoeg statuur het en stamina het om deur die lewe te kan gaan. So jy moet dit onthou. Dan rus julle dominee nog al die pad tot die 31ste Januarie. So stuur vir hom baie boodskappe as hy terugkom, laat dit hom oorweldig. Ja, asseblief. Dan volgende Sondag is hy weer al die pad terug. Die 2de Februarie, julle sien erediens normaalweg. 5de Februarie is daar Bybelstudie en dan eiendomsvergadering. En asseblief die van julle wat daarbey betrokke is, ons vra voorbidding vir Bokkie Meyer, Johan Boshoff en Gideon van die kerk. En dan het julle nou gehoor, die eiendomsgroep, as daar enige navraag is of so, dan kan julle kyk, bel en vra wat gebeur. Dan het julle kalenders gekom. Na Januarie. Ja, maar Januarie gaan in elk geval so vinnig, jy weet, dit is net 'n mors van print. Dit sal klaar verby. So kry asseblief, daar is by die deure, anders te kry julle by die kerkkantoor, verjaarsdae. Hierdie ouens nooi julle outomaties vir koek en tee. Julle kan net opdaag. Dani Erasmus gaan die 28ste vir julle onthaal. Tia Buitendag die 29ste. Dan donderdag die 30ste. Jy het nie tyd vir werk nie, want jy moet by Petra uitkom, sy is 81. Pieter Francois die junior, en dan Hilda van Eden is 87. Well done, dit is wonderlike mylpale om te vier. Die verjaarsdag Vrydag is Deran, 31ste, en dan Saterdag die 1ste, Hanna. So dit is verskriklik lekker, man. Dit is 'n voorreg om te weet dat daar soveel mense is wat saam verjaar en saam kuier en 'n deel is van die geloofsgemeenskap. Nou geliefdes, voordat ons sing, wil ek vir julle vra, die van julle wat nou aan die begin van die jaar daai voornemens gehad het, van hierdie jaar gaan net bietjie anders wees. Dis nou van daai het af al die pad reg deur tot anders met mense werk en al daai goeters. Wie van julle hou nog by daai voorneem? 1, 2. Wie van julle het sommer besluit om voorneme heeltemal te los? Is dit? Nou, dis nou nice om so op te gee. So, wie van julle het gehad, maar moet erken,
Die hart is goed, maar die vlees is swak. Ag, daarom, daar's party wat hulle self nog voel. Nee, ons gaan vandag 'n bietjie vir mekaar sê, wat is die verskil tussen hierdie ding van om iemand 'n voorspoedige 2025 toe te wens en hierdie voorneme te hê, en wat beteken dit om self dalk 'n vinger in die paai te hê om 2025 voorspoedig te maak? Nou, dit klink verskriklik erg as ek dit so sê, want dit klink asof jy op jouself aangewese is om 2025 voorspoedig te maak. Wel, ek dink 'n klomp van julle kan erken, 'n klomp van die chaos van 2024 was maar jou eie skuld, né? So as jy net daai chaos in 2025 nie doen, is dit klaar baie meer voorspoedig. Maar okay, ons sal daaroor werk. Maar om 2025 voorspoedig te maak, het ons as gelowiges eintlik alreeds daardie toerusting, daardie gewaarwording, en ons gaan dit vandag bietjie saam met mekaar uitpak. So kom ons raak stil en ons sê vir die Here dankie dat ons hier kan wees, hier in 2025 se einde amper, van Januarie, en ons het nog 11 maande om 'n sukses te maak van hierdie storie, en dan daarna gaan ons staan en sing. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie vol kerk. Dankie vir elkeen van hierdie mense wat met U pad stap en weet dat vanoggend het U hulle gedring tot hier en gesê, hierdie verhouding is die verhouding wat my lewe definieer en wat my bestaan definieer, wat ek graag wil aangee vir my kinders en wat ek graag as 'n voorbeeld voor wil wees. En ek weet, Here, dis uit hierdie verhouding wat ons bestaan. Dankie dat U ons genadig is. En nie op grond van dit wat ons gedoen het, besluit hoeveel van hierdie genade en teenwoordigheid ons kry nie, maar op grond van wat U vir ons gedoen het. Wat uit U hart uitkom en wat in U hart leef. Daardie genade is vir ons genoeg. En dis onder daardie genade wat ons vandag staan. Amen. Liefdes, kom ons staan. Daar's 2 liedere wat ons gaan sing en laat jy sing soos jy gesing het toe jy gehoor het jy kry nog 'n kans vir 'n nuwe jaar. Kom ons staan en ons sing lekker saam. Van vroeg van gesien af,
Ons gaan lees vandag uit Efesiërs 5 uit. So terwyl julle Efesiërs 5 opsoek, wil ek gou so een of twee vrae, ja, julle sal dit daar op die bord ook sien. Moet nie lui raak om die boek te bring nie. Want wanneer jy die boek by die huis lees, gaan die kerk dit nie vir jou op die bord gooi nie. En die ouens wat nou hier sit en sê, ag dominee, ek het dit op my foon. Ek weet jy lees jou WhatsApp wat deurkom terwyl jy besig is om Bybel te lees, of kyk gou op jou Instagram feed. So moenie my probeer trick nie. Ek ken die colors van daai skerms. Gebruik die boek. Die boek bring ons om op 'n plek bietjie net uit te prop van alles anders rondop ons. En teenwoordig te wees en vir myself te sê, ek gaan nou afsonder. Hierdie is iets anders. So moet asseblief nie vreemd raak vir die boek nie. Maar voordat ons daar lees, net gou weer 'n vraag, want kom nou man, dit help nie, die dominee staan nie voor, preek mooi goeders, maar as jy hier uitloop, het dit totaal en al geen relevantie nie, of jy moet so ver abstrakt dink, nee, dat jy amper tot in die derde geslag moet wonder, hoe gaan hierdie van toepassing wees? Wie van julle sê 2025 kan maar wees soos 2024? Een, dat so niemand wat verlief geraak het in 2024 wat sê, yes, I'll do that all over again. Nie? Oh my soul, okay. Nee, julle het baie mense gekry, maar julle moet die vry vlak, moet julle definitief lig hierso. Alright. Niks van 24 nie. Nou vir ons as gelowiges is dit eintlik bekommerenswaardig as ons dit sê. Want dit beteken in 2024 en dit wat ons in 2024 beleef het uit wie God is en wat God gedoen het, sê ons was net nie genoeg nie. Ons hoop 2025 is meer. Geliefdes, wanneer ons 2025 ingaan, moet ons baie keer vir mekaar vra, gaan ons in 2025 in met dit wat ons hoop ons gaan tref rakende, weet nie, ekonomiese situasies, politiese situasies, gesondheidssituasies, of gaan ons 2025 in en sê, soos wat God in 24 was, sal hy in 25 wees, halleluja, dan kan 25 maar kom. Soos wat die Here ons genadig was en ons deur moeilike tye gevat het, in 24 sal hy dit doen in 25, kom lewe, ek is reg vir jou. Want jy sien, ewerster, wanneer die jaar draai, dan is dit asof ons reset, en ons vergeet wat God gedoen het in 2024, en dan vat ons 2025 aan, so asof dit weer moet gebeur, en hy net weer oor vir ons moet bewys dat hy hier is. Maar wanneer ons in Efesiërs 5 lees, dan gaan ons in Efesiërs 5 lees, en Efesiërs 5 begin om vir ons 'n stuk identiteit te gee. Nou dames en here, as jy hierdie identiteit vat, kyk, ek sê nie baie goed oor Blouwil nie. Ek sê nie baie goeie goed oor hulle, maar ek sê ook nie baie goed oor hulle nie, want ek's maar 'n laaier. Maar as jy die identiteit enigsins vat soos wat 'n Blouwil identiteit vat, nee, dan gaan jy 'n bietjie iets hiervan verstaan. Nee, want as jy eers een keer hoor ek 'n Blouwil is, dan is jy vir altyd 'n Blouwil tot, ek weet nie wat. Maar hê nou 'n bietjie in jou kop daai ding van hierdie ou wat sy kar en neusring het en al daai, dis die intensiteit waarmee ons hier lees oor identiteit. Wanneer ons deesdae oor identiteit lees, en veral vir ons jonges wat nie in die army was nie, wat nie verstaan van hoe dit lyk om te assosieer met iets nie, is hierdie teks vir ons partykeer te lig. Maar as ons dit uit daai identiteitsplek uitvat, van hierdie is wie ek is, hierdie is my lewensmerker, dan hoor ons iets anders. So hier staan lewe as mense van die lig. So heel eerste is ek en jy, wanneer ons vir mekaar vandag hierso groet en so iets, groet ons mekaar as mense van die lig. Nie heel eerste as lidmate van Skeerpoort gemeente. Julle word die voorreg gegee om as mense van die lig hier versamel te word. Maar jy is heel eerste iemand van die lig. Dan hier, en van vers 14 af tot aan die einde, gaan ons nou vandag die raad kry van hoe om 2025 voorspoedig te maak. Want dit is baie lekker om terug te kyk en te sê, ek het nie geweet nie, maar nou het ek geleer. Hierdie teks roep ons bietjie op tot verantwoordbaarheid. Want hy sê daar's 'n paar dinge wat jy uit 24 uit moet vat
in 25 in. Ons begin en ons lees vers 14. En nou, as jy die voorste gedeeltes lees, dan praat hierdie ou nou met die gemeente en met die mense van, hey man, as jy mos nou weet 'n ding is verkeerd, dan bly hy verkeerd. Maar wat van as jy weet 'n ding is reg ook? Dan bly hy mos nou reg. So hier in vers 14 staan daar, en as iets bekend geword het, is dit in die lig. Ons lees daai bekend word altyd net as die slegte bekend word. Maar lees dit ook vandag as die goeie goed bekend geword het. Is dit in die lig? Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. En sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Dis 'n mond vol, maar wat jy eintlik hier hoor, is die plan vir 'n voorspoedige 2025. En die heel eerste ding wat ons moet hoor, is wanneer hierdie lied kom en sê, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal jou lewe verlig. Geliefdes, dit beteken dat wanneer ek en jy in 2024 agtergekom het, dat God na ons finansies kyk. In 2025 behoort in te gaan met dieselfde oortuiging en gerusheid, God sal weer na my finansies kyk. As die Here in 2024 na jou gesondheid gekyk het, jou uit moeilike situasies gehelp het, konflik tussen jou en jou vrou, of tussen jou en jou kollegas, of jou en jou tiener, hoe dit ook al mag sy, opgelos het, julle gesin veilig gehou het, dan sal hy dit ook doen in 2025. Dit beteken, ek en jy moet bietjie wakker word in 2025 ingaan en sê, ons het reeds die ene wat verhoudings verstaan. Daarom hoef ek nie verhoudings te vrees in 2025 nie. Ons het reeds die een wat besig is om in vreemde politieke tye steeds herlewing te skep, steeds samekomste reël, steeds potensiaal los te maak. Sal hy dit nie in 2025 dan nou ook doen nie? Jy sien, ons het al soveel goed geleer. Nou, ek wil nou nie vir almal van julle vra hoe oud julle is nie, maar as jy nou 87 word, dan is daar nou 87 jare se godsopenbaring wat veronderstel is om in 2025 in te gaan. Dink jy nie so nie? Maar ons gaan in 2025 in en sê ons hoop is beter as daai tye. Geliefdes, ek hoop wel julle is meer bewus van God in 2025 as in 2024, maar dieselfde Here is nog elke dag daar. Dit moet vir jou wat kinders grootmaak 'n stuk kalmte bring. Die Here is by my kind, soos wat hy was, so sal dit ook wees. So 2025 word iets wat ek en jy meer voorspoedig kan maak wanneer ons op die lig wat ons reeds ontvang het, begin vertrou en dit begin toepas en uit daai lesse uit leer. In 2024 het die Here dalk vir my gewys, weet jy, ek en my gesin het te min by mekaar gekom, ons het uit mekaar uitgedryf, ek is te besig, of my vrou is dalk te besig, of die kinders is dalk te besig. En wat doen ons in 2025? Ons maak daai dagboek oop en sê, hierdie is 'n challenge, ek gaan vir jou voldruk en kyk hoe vol gaan ek. Die lig wat jy klaar in 2024 ontvang het, dat jy is te besig of jou kind is te besig, julle brand uit, julle dryf uit mekaar uit, het julle nou ontvang sodat 25 anders kan wees, maak dit anders. Ek dink as jy nou 'n lys gaan vat en neerskryf op jou yskas en sien, dis hoekom die wikkelwurms nou uit is, want as ek vir hulle sê, maak 'n lys op jou ma se muur, gaan jy vir jou middagslaapie gaan en as jy wakker word, dan is daar 'n lys op die muur.
maar 'n lys op die yskas of 'n lys iewerster oor wat is die dinge van die lig wat ons uit die vroeë jare kan invat in 2025, waarop ons kan vertrou. Die Here het my kind gehelp in die eindeksamen. Hy het universiteitstoelating gekry, of sy het universiteitstoelating gekry. Nou moet hulle die eerste eksamen skryf op universiteit. Ek stres my weer dood. Ek kry weer 'n maagseer, want, wat het die Here nou nie net gewys? Hy is saam met jou kind. Nee, iewers met jou kind moes nou ook goed leer. Dames en here, ek weet nie hoe om vir julle te sê nie, maar ons sit met soveel skatte van die lig, wat ons los, en dan sê ons hoop 2025 is beter. Maak dit beter, omdat jy reeds 2024 se goddelike openbarings het, waarop jy vertrek as hierdie is 'n gegewe. Nou uit hierdie gedeelte uit na daai, nou is ons wakker en ons is mense van die lig, so ons weet, en ek wil vir julle sê, hierdie Zoe huis is nou presies dit, né? Hoekom hou mense aanhou teruggaan na daai huis toe? Want voriges is gehelp. Voriges is ondersteun. Dit skep die getuienis wat ons nodig het om aanhoudend die moed te hê om terug te val op daardie beloftes. Maar nou is ons mos kalfynse vroeë mense. Jy vertel vir niemand hoe die Here jou help nie, want anders lyk dit asof jy breek, anders lyk dit asof jy verwaand is, nee, en anders lyk dit asof jy dink die Here trek jou voor. Oh my soul, ons is tog so nederig. Maar weet jy wat gebeur? Jou buurman, jou buurvrou, nee, jou kinders weet nie dat jy deur dieselfde chaos is en dat hulle by jou moet gaan hoor hoe die Here dit in jou lewe opgelos het nie. Nou probeer hulle dit maar op TikTok oplos. Of op Instagram of op een of ander dodgy ander manier, want ons getuig nie teenoor mekaar nie, so ek weet nie waantoe om te gaan vir hulp nie. Jessie, vertel nou maar jou kind hoe jy ook ietsie gedryf het, hoor. Dat jy toe nou nie net A's gekry het nie, en as jy het, dan sê jy hoe dankbaar is jy dat dit gebeur het. En jy verwag nie van jou kind om dieselfde te wees as jy. Wat ook al nou die voorbeeld mag wees. Getuig teenoor mekaar van wat God doen, dat die ander ou wat nou in daai situasie moet moed skep, jou storie kan hoor en sê, dankie tog, ek is nie alleen. Dankie tog, daar is uitkoms. Kyk, my kinders geniet dit wanneer ek so teenoor hulle bely oor al my swakhede, en moenie dink hulle vergeet dit gou nie. Maar daar's iets van 'n ontvanklikheid van hulle kant af dan ook verraad, want ons het dieselfde bootjie gedeel. Ouers, ons lyk partykeer vir die kinders so perfek, nee, hulle durf nie iets voor sê. Maar min van hulle weet, ons het dit eers na die 6de keer reg gekry. Ons lyk net asof ons dit gemaak het. Getuig. In hierdie teksgedeelte, toe maar ek hou ook die tyd op, moet nou maar nie. In hierdie teksgedeelte is daar 3 goed wat die Here vir ons noem. Daar's 3 goed wat die Here vir ons noem, wat hy sê, hierdie is wyse raad vir die tyd wat kom. So onthou nou, jy het nou al hierdie goeie goeders wat jy geleer het in die verlede, dit sal daar wees. Dan sê hy, maar gaan en wees verstandig. OK, dit is baie belangrik. Gebruik die wysheid wat die Here gee. Die wysheid is om te weet wat is die Here se wil. So hoor wat is sy wil, jy kort sy wysheid, en dan sing lofgesange en psalms onder mekaar. Die heel eerste ding wanneer daar staan lewe verstandig, is hy sê moenie by 'n geleentheid verbygaan en daardie geleentheid mors nie. En dis nie net op een vlak van jou lewe nie. Dis op alle vlakke van jou lewe. Moenie by tyd verbygaan nie, moenie tyd vermors nie, want die lewe is kosbaar, die lewe is mooi, die lewe is lekker. Hier staan nie, kyk hoe diep kan jy hom in die rooi druk, en dan het jy nie 'n geleentheid laat verbygaan. Daar is ook geleenthede vir rus, en daar is ook geleenthede vir kalmte, en daar is ook geleenthede waar jy net bietjie moet tot verhaal kom. Maar moet nie 'n geleentheid verby laat gaan nie, om wat te doen? Om jou menswees in God weer te herontdek nie. Dit beteken, as daar 'n geleentheid oor jou pad kom, is die keuses waarmee jy daardie geleentheid ontgin,
keuses van iemand van die lig. Nou sit jy en jou kind vas. Nou kyk, myne het nou 13 geword, dis net 'n switch wat jy aansit. Daar's dadelik 'n attitude, daar's dadelik 'n klomp probleme, ek weet nie hoe hulle dit, maar daar word 'n ander file gedownload en daar is die tiener, net oornag, né? Okay. So jy kan nou besluit om met hierdie kind totaal en al in teenstand te kom en te kyk wie se sin en wie gaan sy laaste sê hê, jy weet, en of jy moet hierdie ding nou ontvang as 'n goddelike geleentheid waar jy daai kind moet leer ken vir wie hy of sy is in daardie stadium van hulle lewe. Dit beteken nie hulle kan doen wat hulle wil nie, dis waar. Maar dit beteken ook nie jy as ouer bly nou wie jy is nie. Alles word nou weer gerenegotiate. Hoekom? Heeltyd tot eer van God se koninkryk. Is ek besig om met my tiener om te gaan tot eer van God se koninkryk? As ek vir hom leer wat is dissipline, ja. As ek hom partykeer so uitdaag wanneer hy iets anders wil doen as die manier hoe ek dink dinge gedoen moet word, nee. Want hy kry nie 'n kans om te ontdek nie. Nou ek sê nie dit is op alles so nie, party goed moet mense hulle tog net keer want hulle dink hulle moet alles ontdek. Maar anyway. Geliefdes, moenie geleenthede laat verbygaan waarin jy optree en handel dat die koninkryk of onsigbaar is of dat die koninkryk skade ly. Partykeer beteken dit dan nou net om te onttrek. Maar dit beteken altyd om te vra, Here, wat is U wil hier en nou? Dis hoe verstandige mense lewe. Verstandige mense is nie noodwendig gelyk aan die wêreld daar buite nie, my genade. Ons gee geld in die kerk irrasioneel uit. Ons gee dit partykeer vir mense wat gekies het om nie te werk nie. Die Here vra nie dit nie. Hy vra, is jy getrou en help jy die armes? Ja, Here. Ons gaan ons vergewe partykeer, en ek sê partykeer want ons moet oefen, ons vergewe mense wat eers aan jou kwaad gedoen het, waarin jy geen aandeel gehad het nie. Die ou het oor die rooi lig gery en jou kind is dood in daardie ongeluk. Gelowiges vergewe. Jy moet nie vir my nee sê nie, ja, dis moeilik, ja, ons vergewe, ja, ons moet vergewe. Maar daar moet 'n hele stuk heel word daarin gebeur. Verstandig gesê, as hierdie ding gebeur en ek los dit anti-koninkryk, dan is dit waar ek gaan uitkom. Verwoes, stikken, verlore. So hier is 'n resep om 2025 absoluut chaoties te maak. Dien jou eie doel. Soek jou eie wil. Moenie iemand anders in ag neem. Moenie in iemand anders se skoene staan. Besluit dat jou opinie die enigste waarheid is en volg dit met 'n ysterhand. Ry op die pad en wys vir almal wat nie soos jy ry nie, die tekens wat in jou gedagtes voorkom. Staan in die ry by die munisipaliteit en beswadder almal rondom jou oor wat jy voel hulle toekom. Dan gaan 2025 vir jou verwoestend wees. Maar gaan in daai situasies in en wees verstandig. Kies die lig. Dan gaan tot die swaar oomblikke ook voorspoed bring. Nie noodwendig maklik nie, nie noodwendig eenvoudig. Die volgende gedeelte wat hy sê ons lewe in 'n goddelose tyd, moet daarom nie onverstandig optree nie, maar kom te wete wat die Here wil hê julle moet doen. So hier is 'n stuk wysheid. Wat wil die Here hê moet ons doen? Wat dink julle is die Here se grootste begeerte, sy hartsbegeerte? Wel, as mens kyk na iemand se hartsbegeerte, dan kyk jy na wat hulle gee of wat hulle die meeste
hulle tyd aan spandeer of wat hulle fokus vat of jy weet waar hulle harte lê. Die Here se hart het gelê by die redding van die mens toe hy sy seun gestuur het om te sterf en op te staan. So wat wil God hê? Die redding van die mensdom. Die welwese van die mens. God wil nie hê een mens moet verlore gaan nie, so hy sê moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat jy moet doen. Doen dan daarbuiten sodat ander deur jou doen en late kan sien dat die koninkryk die verskil is en so tot geloof kan kom. Nou mense, dis nou net so 'n bietjie next level teenoor wat ons mekaar gesê het is om op te tree en daar nie in die publiek te staan en jou nie te wangedra nie. Hierdie vra aktiewe beywer tussen ander sodat hulle by God kan uitkom. So die wyse ding van hierdie gemeente om 'n Zoe huis te hê sodat mense daar God kan leer ken is presies wat jy moet doen. Om ure lank te debatteer of die gras gesny moet word deur 'n springkaan of 'n kudu. En ek kan dit net hier sê want die mense in die stad verstaan dit nie. Dis nie die moeite werd. Want dit mors tyd en dit mors energie en dit mors alles anders. Ons is veronderstel om onsself te beywer sodat wanneer die koninkryk daar buite kom, die mense wat honger en dors is, dit opslurp en sê, daai is die plek vir die lewe. So wanneer jy hier uitgaan en jy dink oor hoe jy met jou werkers wil werk in die jaar wat voorlê, dan is die vraag, werk jy met hulle met 'n koninkryksvisie, dat hulle aan die einde dalk sê, ek wil nooit vir iemand anders werk as 'n koninkryksmens. Of is ons partykeer op daai plek, ek werk eerder vir 'n goddelose, maar vir 'n Christen werk jy weer nie. Ek beloof julle, dit is baie se belewenis. So om te wete te kom, dit wat die Here wil, is om in elke situasie te vra, hoe gaan hierdie situasie iemand een oomblik nader bring aan die koninkryk? Dis wat die Here wil hê ek moet doen. As jy nou moet kies tussen, gaan ek veearts en ny swat, of gaan ek ingenieurswese swat? Dan dink ek gaan die Here vir jou sê, kies wat jy wil. Kies die een waarin jy die beste jouself kan sien. Hoekom? Want as jy tot jou volle menswees kom, dan is dit 'n teken dat die koning jou ken. Dis 'n getuienis van die koninkryk en iemand anders sê, kan ek ook die Here leer ken wat my ken, sodat hy vir my kan wys waarheen ek moet gaan, want ek lewe so lewe. En die eenvoudigste dinge kan die koninkryk keuse ander uitnooi na sy ligte las, na sy sagte juk. So dis wat ons doen, dis wat ons vir ons kinders veronderstel is om te leer en geliefdes, dis taaf. Want nou moet jy ewe skielik jou kind leer en okay, hierdie is my persoonlike, nee, ek sê nou soos Paulus, nee, maar ek is nou nie so cool soos hy nie. Hierdie is my persoonlike aanslag met my kinders. Ek leer hulle nie en praat nie met hulle om op 'n plek te kom wat hulle finansiëel so gemaklik as moontlik gaan uitbring. Ek vra vir hulle, hoe gaan hulle die beste betekenis hê? Wat vra dit van my? Die volgende, ek leer hulle klaar oor entrepreneurskap. Want hulle kan handhaaf op verskillende plekke op hulle eie, so hulle het 'n slushy masjien. Wat hulle was en uitverhuur, wat hulle eie werk is. Weet julle wat so slep is dit? Ek moet dit heeltyd rondry. Maar ek glo hulle moet die skills kry sodat die Here hulle kan vat waar hy hulle wil gebruik en hulle self daar kan handhaaf. Julle mag 'n ander storie hê, sorg net dat dit 'n God storie is. Praat met die Here. Here, wat wil U hê moet met my kinders gebeur? Mag die Here jou kinders gebruik. Jy weet wanneer daai pelle kom kuier wat se kinders eintlik so stout is, jy wil glad nie hê hulle kinders moet met jou kinders iets te doen hê nie, maar as jy hulle nie oornooi na 'n veilige plek toe, dan gaan dit nooit gebeur nie, gaan hulle nie 'n goeie voorbeeld kry. Mag die Here jou kinders gebruik om partykeer ander kinders te ontvang en aan hulle 'n voorbeeld te wees. Mag hy jou swembad gebruik vir daai mense wat kom kuier, net dat hulle by 'n gesonde plek kom kuier en nie tussen ongesonde pelle hoef te wees.
ja, daai is ook tot sy koninkryk. En dan die heel laaste ding wat hy hierin sê, en hierdie is vir my 'n gewaarwording gewees toe ek dit gelees het, nie die moet nie julle aan drank oorgee nie, dit het ek geweet. In vers 18 staan daar, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard, maar hier kom dit, nee, laat die Gees julle vervul. Hoor gou mooi, en die kommentatore is nou nogal hieroor, is hulle nogal aan die gesprek. Hier staan, laat die Gees julle vervul. Hier staan nie, en hier is nie vertaal, laat julle met die Gees vervul. Dit is nie so groot punt nie, behalwe dat ons sien die Gees vervul ons wat nodig is, om in die oomblik wys op te tree, verstandig te lewe. Ons hoef dit nie eers uit ons eie krag te doen. Ons moet ontvanklik wees vir wat die Gees vir ons sê. Ons moet sensitief wees. En wanneer die Gees dit op ons harte bring, dan moet ons die moed aan die dag lê om daaraan oor te gee. Sodat dit 'n effek kan hê op ons doen en late. Op ons tyd. Op ons swembad. Op wat ook al ons het. Laat die Gees jou vervul met dit wat nou nodig is. En dan kom hier die einde, en ek hoop om dit te sien as julle gaan huisbesoek doen, dan staan hier, en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. So as julle daar by mekaar uitkom, en jy maak die deur oop, dan moet jy in 'n psalm uitbars, né? Asseblief, dis wat dit sê. Hierdie gedeelte sê net weer oor en oor, getuig van God se grootheid en se goedheid, moenie ophou om dit vir mekaar te sê nie, of jy nou 'n spesiale dag daarvoor reël, om dit nie so ontblotend te maak nie, of jy elke keer iemand kry wat die moed het, wat hier kom staan, moet nie gaan en sê, ek weet wat daai ou doen in die week, daarom glo ek nie wat hy op 'n Sondag sê nie. Ons almal is te kort. Kyk wat is God besig om te begin doen in daai ou se lewe. Dalk is daar vir my ook hoop. Laat hulle dit sê. Dit suur dalk net al hoe verder deur hulle lewe. Maar vertel dit, lofgesange, geestelike liedere, is nie stil goed wat jy net daar in jou binnekamer doen nie. Jy sê dit vir mekaar. Jy kuier saam met mekaar. Wat van as jy 'n getuienisweek het oor COVID, en dit wat na COVID gebeur het en in COVID gebeur het, en hoe die Here daai goed al gebruik het. En van dit was taaf en sleg. Maar ek kan nie dink hy het dit net gelos. En nou sê ons mekaar niks. Dan staan daar heel aan die einde in vers 20, en dit is dan nou die bron van waaruit dit moet gebeur. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. 'n lewe van vergenoegdheid, waar jy begin om dankie te sê vir wat jy het en waar jy is, en nie te kyk dit wat jy kort nie, sit jou in 'n ander koers. So as jy in 2025 begin en dankie sê vir alles wat jy gekry het in 2024, al die stukkies lig, dan kan jy daarvan af vertrek in 2025. En dan kan mense dit 'n voorspoedige 2025 doen. So geliefdes, wanneer julle vandag hier uitgaan, kan nie een van ons sê, yes, ek weet nie hoe hierdie 2025 'n voorspoedige 25 gaan wees nie. Lewe verstandig, met die wysheid van die Here, sing onder mekaar lofliedere uit jou dankbaarheid uit. Want jy het reeds daardie stukke lig gekry. Mag jy dan kinderlik, trippelrig, wikkelwurmrig opgewonde wees oor dit wat nog in hierdie laaste 11 maande en 'n paar dae gebeur. Mag julle dit geniet. Kom ons bid saam. Here, elke dag, elke geleentheid, elke oomblik wat ons by ons lewe bykry, bid ons Here dat U ons sal begelei om dit verstandig te gebruik en daarmee om te gaan. Al is dit moeilik, Here. Al is dit 'n uitdaging. Natuurlik gebeur daar 'n klomp dinge wat ons nie vir onsself sou wou gehad het nie. Maar gelukkig los U dit nie. U los ons nie sonder 'n plan, sonder krag, sonder die bron van lewe nie. En U los ons nie sonder getuienis. U los ons nie sonder bewyse nie. En dankie dat ons 2025 kan ingaan met die lig van al die jare wat ek al agter die rug het.
wat eintlik 2025 so helder verlig, dat dit die duisternis verdryf. Ek bid, Here, dat dit vir elkeen wat hier is so sal wees. Dat hulle dit so sal ontvang, Here, en daarmee so sal omgaan. Vir elke jong mens, wanneer daar nog 'n toekoms voorlê wat ontgin moet word, hulle reeds weet dat daardie ontginning gebeur in die lig en nie in die duisternis. Onsekerheid beteken nie onheil nie. Onduidelikheid beteken nie verlore en benoudheid nie. Dit beteken net die lig moet dit nog vir ons verlig, maar die lig sal daar wees. En Here, dankie dat hier 'n skeerpoort is, wat vol sit, wat U bymekaar bring om weer in hierdie lewe die melaatses in die samelewing aan te raak. Beskerm elke gelowige dat ons nie in verwaandheid met onsself so opgaan, dat ons nie meer sien hoe die samelewing hier nodig het, dat ons nie meer bereid is om te gaan. Geef vir ons gewillige hande en voete. En dankie dat dit hier so gebeur. Amen. Liefdes, ons gaan afsluit. En dan het ek julle nou nog 'n bietjie afslag ook gegee. Ja. Volgende Sondag kan die dominee langer preek, né? Wees stil en weet, want dit is maar die plek waar ons vertrek, is om in stil wees. Dit is waar ons dit hoor, stil in ons gemoed. So ons gaan staan en dit sing, en dan gaan ons offergawes by die deure opneem, na die seën, en dan kuier julle 'n hond uit 'n bos uit, terwyl die ander by die katedrese is. So kom, yes! Okay, daar's familiefeesvergadering, kyk mooi. So, gaan saal toe hierna, gaan hoor wat sê die familiefees, word daarvan deel, en maak hierdie 'n ligpunt, so moenie dit vergeet nie, familiefeesvergadering hierna in die saal. Man, dit is mos altyd lekker as iemand reël dat daar 'n party is, né? So kom, gaan doen dit. Kom ons staan en ons sing lekker saam, en dan daarna ontvang ons die seën. Almal moet asseblief kom, gaan vergader nou wat nodig is. Is hy okay? Okay, hoor hierso, so dan moet ons asseblief gou ja, help, maar gaan nou help. Kom ons ontvang net die seën en hoor. Here, dankie dat U by ons is, ook in lae broedlig, ook in elke tyd. En wanneer ons die seën ontvang, weet ons dat U goedheid en guns by ons is. Amen.